Hartlike goeienaand, liewe vriende, by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag die Here vanaand vir ons by hierdie baie besondere geleentheid ryklik seën en in ons harte werk deur die Heilige Gees. Dankie dat U vanaand by ons inskakel. Kom ons word stil voor die Here. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God onse Vader en van Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons luister vanaand na hierdie pragtige lied voordat ons saam lees uit die woord van die Here. Nader my God by U, nog nader by. Alles daar ook in kruis, nodig vir my. Dan sal my lied nog bly, nader my God by U, nader my God by U, nog nader by. Alles ek ver op reis, dwaal ek alleen. Al moet ook s'nachts my hoofd rus op 'n steen. Dan bring my drome my nader my God by U, nader my God by U, nog nader by. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Handelinge hoofstuk 8 en ons lees vers 1 tot 25. Net om vir u agtergrond te gee waar presies ons tans is in die gebeure daar in die vroeë Christelike kerk, is dat u kan onthou dat die Heilige Gees uitgestort is tydens Pinkster op Pinkstersondag en dat dit vaardig geword het in die lewens van die apostels van Jesus Christus. En daar het duisende mense tot bekering gekom nadat die disippels uitgegaan het in die strate om die evangelie van redding aan mense te verkondig. Die kerk van Christus het dramaties gegroei. Baie mense het tot geloof in Jesus gekom. Maar die Joodse raad het nie daarvan gehou nie. Die owerpriester het nie daarvan gehou nie. En hulle die volk opgehits teen die Christene. En daar is 'n man met klippe doodgegooi, 'n man met die naam van Stefanus, nadat hy die evangelie van redding aan baie mense verkondig het. Hy's vals beskuldig, hy's voor die Joodse raad gebring, hulle het hom ter dood veroordeel, en hy's uitgesleep buitekant die stad in Jerusalem, en daar het hulle hom met klippe doodgegooi. En nou gaan ons begin lees, nadat hierdie gebeurtenis plaasgevind het, lees ons nou vanaf vers 1 in hoofstuk 8. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan.
En almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. En godvreesende manne het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. Want hy het baie van die wat onreine geeste gehad het die geeste uitgegaan terwyl hulle met 'n groot stem skreeu. En baie wat lam en krepeel was, het gesond geword. En daar was groot blydskap in daardie stad. En 'n sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad met towery omgegaan en die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. En almal, groot en klein, het hom aangehang en gesê, hy is die groot krag van God. En hulle het hom aangehang omdat hy hulle 'n geruime tyd deur sy towery verbuister het. Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. En Simon het ook self gelowig geword. En nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly, en hy was verbaas toe hy die tekens en die groot kragte sien gebeur. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want hy het toe nog nie op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het al toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God, of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Nadat hulle dan kragtig getuig en die woord van die Here gespreek het, het hulle na Jerusalem teruggegaan en die evangelie aan baie dorpe van die Samaritane verkondig. Ons lees net tot sover uit die Here se woord vandag. Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, nadat die Heilige Gees uitgestort is op talle mense se lewens daar in Jerusalem, was daar 'n kragdadige herlewing in daardie stad. En duisende mense het tot geloof in Jesus Christus gekom. Maar dit het ook die gevolg gehad, dat daar talle mense was wat baie wreed vervolg is,
deur die Joodse raad en deur die Fariseërs, dat hulle van allerhande dinge beskuldig is, valslik beskuldig is, en dat hulle selfs ter dood veroordeel is. Nou hier in ons teks sien ons, dat daar 'n man was met die naam van Saulus, wat hierdie vermoording van die eerste martelaar van Jesus Christus goedgekeur het. Die eerste martelaar van Jesus was Stefanus. En Saulus het sy dood goedgekeur. Maar hy het ook verder gegaan. Hy het in die Christene se huise ingegaan. Hy het hulle uitgesleep in die strate, manne sowel as vroue, en hulle in tronke laat stop. En daar het 'n grootskaalse wrede vervolging begin plaasvind van alle Christene in Jerusalem. Met die gevolg, baie Christene het begin vlug. Na die dood van Stefanus, wat vir die wêreld soos 'n nederlaag gelyk het vir die Christelike kerk, het hulle besluit dat hulle moet vlug ter wille van hulle geloof. Maar die verstrooiing van die Christene, die feit dat hulle begin vlug het oor die res van Israel en in ander dorpe en stede hulle self gaan vestig het tot die gevolg gehad dat die evangelie van Jesus Christus begin versprei het. Dit het begin blom. Want daar waar hulle gevestig het in nuwe omgewings, in nuwe dorpe, in nuwe stede, het hulle oral vir die mense vertel van Jesus en die evangelie van redding en verlossing met mense gedeel. So lees ons dan ook verder hier in ons teks, dat Filippus daar van vers 4 in 'n stad aangekom het met die naam van Samaria. En vers 5 sê, hy het Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus. En hulle was in verwondering oor hierdie goeie nuus. Maar Filippus het ook tekens en wonders gedoen deur die genade van die Here, en die mense was verbaas daaroor. En soos Filippus se bediening in Samaria wys, dat daar waar Christus verkondig word harte verander, en waar valse geloof voorkom, word dit ontbloot. Moet ek en jy ook weet, dat die evangelie van Christus jou hele lewe kan verander, jou denke kan vernuwe, jou totaal en al in 'n nuwe verhouding met God kan plaas. En moet ek en jy weet, dat dit 'n evangelie van groot krag is. Nou vanmôre gaan ons stil staan by 3 hoofpunte, hoofgedagtes vanuit hierdie teks wat ons saam gelees het. En ons eerste gedagte is die volgende: die evangelie bring blydskap daar waar dit reg verkondig word. Dit is ons eerste gedagte. En dit vind ons daar in vers 4 tot 8, waar ons sien dat Filippus die evangelie van redding gaan verkondig het daar aan die mense van Samaria. Want wat het gebeur? Hulle het ag gegee daarop. Hulle was vol blydskap oor hierdie evangelie. Hulle het dit aangeneem, hulle het dit hulle eie gemaak, hulle het daarin geglo. Na die vervolging daar in Jerusalem, het Filippus ook gevlug, en het hy hom dan bevind in hierdie stad Samaria. En in Samaria, toe hy daar aankom, toe tref hy 'n wêreld aan van afgodsdiens en van geestelike misleiding. Maar hy het hierdie evangelie aan die mense verkondig, en dit het lig gebring in 'n donker wêreld. Dit het lig gebring in mense se harte en lewens, wat in sonde vasgevang was, en wat op die verkeerde pad was. In plaas van eie roem, het hy Jesus verkondig. Filippus verkondig net Jesus. Dit was al wat nodig was om mense tot bekering te bring.
Met die gevolg, daar was baie groot blydskap in daardie stad, lees ons in vers 8. Want waar Christus gepreek word, en waar Christus bely word, daar volg blydskap. Nie omdat mense emosioneel bly is nie, maar omdat die krag van God mense bevry van sonde en ellende. En dit is inderdaad baie goeie nuus. En nou wil ek vir julle sê, broeder en suster, as ons net kyk na die samelewing waarin ons tans leef, het die wêreldse mense nog nooit van tevore die goeie nuus van redding en verlossing nodig nie. Want talle mense lewe ook vandag in 'n toestand van sonde en ellende waarin hulle vasgevang is en waarin hulle nie weet wat om te doen en hoe om gered te word nie. Hulle is verblind deur die sonde en die ellende van hierdie wêreld. Wat het Filippus gedoen? Hy het gegaan om die evangelie van Jesus te verkondig. Dit het nie oor homself gegaan nie. Dit het oor Jesus gegaan. En hy kon nie anders as om te getuig oor wat Jesus kom doen het, en wat Jesus vir hom kom beteken het, en hoe hy gered geword het deur die krag en genade van Jesus nie. En met sy getuienis het daar duisende tot bekering gekom, daar in Samaria. Nou is ons tweede gedagte wat ons uit hierdie teks baie duidelik raak lees. Nie alle geloof is opregte geloof nie. En hoe weet ons dit? Ons lees dat daar in die strate van Samaria 'n man was met die naam van Simon. Daar was 'n godsdienstige skyn by hom, maar dit was nie werklik opregte, kosbare geloof nie. Ons lees dat hierdie man daar in die strate van Samaria vanaf vers 9 tot 13, lees ons dat hy 'n towenaar was. Hy het homself met towery besig gehou en die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. En daar is al klaar vir ons die gevaarligte wat aankom. Die oomblik wanneer iemand hulle self op die voorgrond dryf en hulle self as iets besonders voorhou, dan moet ons al klaar wakker wees en weet hier is 'n valse ding. En baie mense het hom aangehang, lees ons in ons teks in vers 11, as gevolg van sy towery. Hulle was verbaas oor dit wat hulle hier sien. Maar onthou, hy het deur die krag van die duiwel hierdie dinge gedoen en mense op groot skaal mislei. Wanneer hy Filippus sien, dan erken hy die ware krag. En ons lees dan ook dat hy ook gelowig geword het en hom laat doop het, hierdie Simon, die towenaar. Maar sy motief het later aan die lig gekom. Hy sien hoe die Heilige Gees uitgestort word, en hy sien hoe daar gebid word vir die mense van Samaria, hoe hulle die Heilige Gees ontvang, en dan sê hy, maar ek wil ook hierdie dinge besit, en dan kom hy na Filippus hulle toe en bied hulle 'n som geld aan, dat hy ook die Heilige Gees aan mense kan uitdeel. En dan kom Petrus, wat later daar aangekom het, om te kom help met die bediening in Samaria, kom sê hy vir hierdie man, jou hart is nie reg voor God nie. Jy het nog nie tot die ware geloof in Jesus Christus gekom nie. Want iemand wat tot ware geloof in Christus gekom het, wil Jesus op die troon van sy hart sit. Hy wil oor Jesus getuig. Jesus is alles in sy lewe. Jesus is eerste. Ek en jy wat in Jesus glo, moet klein en nederig voor hom wees. Ons is niks, want Jesus is dit waaroor dit gaan. Maar hierdie man wou op die voorgrond tree om almal te seën en om vir almal weer eens te wys hoe belangrik hy is. En hy wou hierdie dinge koop van die disippels. En so word hy gewaarsku deur Petrus, jou hart is nie reg voor God nie. Simon se voorbeeld is vir almal van ons 'n waarskuwing. Ek en jy moet, broer en suster, moet baie seker maak in ons eie lewe. Wie sit op die troon van jou hart?
Wie is besig in jou lewe? En wie is aan die werk in jou lewe? Is Jesus jou alles? Of gaan dit oor jou eie koninkryk? Gaan dit oor jou geld? Gaan dit oor jou naam, jou besittings? Want ware geloof soek altyd Jesus Christus se heerlikheid en nie jou eie nie. Valse geloof soek eie mag en jy wil dan op die troon van jou eie lewe sit. Nie alle doop of belydenis is ware bekering nie. Dit is wat die teks vanmôre vir ons kom sê. En dan, broeder en suster, kom ons by die derde punt, die hoofgedagte, die derde hoofgedagte vanuit hierdie teks. Dit is vers 14 tot 17 en dan ook vers 25. Nou, hierdie derde hoofgedagte is die volgende. Die koninkryk van God breek deur, maar op God se voorwaardes. Nou in vers 14 tot 17 lees ons die volgende. En toe die apostels daar in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle toe gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog nie op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus Christus. Hulle het hulle toe die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. En dan vers 25, nadat hulle dan kragtig getuig en die woord van die Here gespreek het, het hulle na Jerusalem toe teruggegaan en die evangelie aan baie dorpe van die Samaritane verkondig. My broeder en suster, as ons na hierdie laaste gedeelte gaan kyk, dan sien ons dat die koninkryk van God deurbreek, maar op God se voorwaardes, daar in Samaria. Petrus en Johannes kom van Jerusalem af, om te kom help met die bediening van die woord van God, want duisende mense kom tot bekering. Een man, Filippus, kan dit nie alles self hanteer nie. En dit bevestig net weer vir ons hoe die Heilige Gees mense stuur om te kom werk in God se koninkryk. En hulle is nie daar besig met towery om die Heilige Gees uit te deel nie, soos wat Simon die towenaar wou doen nie. Maar hoe gee hulle die Heilige Gees vir mense? Ons lees hier in ons teks deur gebed. Hulle het vir die mense kom bid. Die Gees word nie beheer deur mense nie. Hy is God se vrye geskenk uit genade. Dit is nie 'n meganiese mag wat oorgedra word nie, maar dit is God se liefde wat deurbreek in hierdie wêreld in, om God se koninkryk bekend te stel en word deur God uitgeskenk of uitgedeel en oorgedra aan wie hy wil. Maar wat doen hierdie groepie apostels? Petrus en Filippus en die ander manne wat daar gewerk het. Hulle gaan verkondig die woord. Hulle deel die woord. Die woord van God roep tot bekering, tot diens, tot afhanklikheid van God, nie tot selfverheffing nie. Filippus en die ander apostels het met oorgawe gaan werk om die evangelie van redding met mense te deel. Dit gaan vir hulle oor Jesus en om sy koninkryk uit te brei en oor te dra aan mense. Toe Filippus en die ander apostels klaar was met daardie bediening, lees ons het hulle verder gegaan in ander dorpe daar in Samaria, om die woord van God verder te gaan versprei en om dit te deel met mense wat dit bitterlik nodig gehad het, in vers 25. God se werk gaan vandag nog voort. En die vraag is, wat doen ek en jy om dit uit te dra? Want die Bybel leer vir ons, dit moet in elke plek uitgedra word. In elke tyd uitgedra word. Ondanks mense se agendas of die skyn wat daar by baie mense is.
Ons Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart vir sy kerk, vir ons die opdrag gegee. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, gaan leer hulle alles wat ek julle beveel het, en gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En nou is die vraag vanmôre aan elkeen van ons. Watter tipe geloof leef in ons harte? Is dit 'n skyngeloof soos hierdie man met die naam van Simon, die towenaar, wat homself wil verhef ter wille van sy eie naam, om mense te beïndruk? Is dit geloof wat Christus soek, en wat Christus voorop stel, en wat blydskap bring, wat dien, en wat jouself aan Jesus wil onderwerp? Of is dit 'n geloof wat net uiterlik is, wat God se gawes wil manipuleer, maar eintlik nie eers self die Here ken nie? Petrus se oproep, wat destyds gegee is, geld vandag nog. Vers 22. Daar kom hy en hy sê baie duidelik, bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God, of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. My liewe broeder en suster, die evangelie is gratis vir almal, maar dit vra van jou alles. Jou hart, jou lewe en jou eer aan die lewende God. En my bede is dat die Here vandag vir jou voor sy genade troon sal laat staan, om eerlik na jou eie lewe te gaan kyk, en eerlik jou hart te ondersoek. Is ek besig om dit te doen in my lewe? Die evangelie van Christus vra van jou alles. Jou hart, jou lewe, en jou eer aan God alleen. En my bede is dat dit 'n werklikheid in jou lewe sal wees, en dat ons gehoorsaam aan die Heilige Gees en aan ons Verlosser Jesus Christus sal wees. En dat hy geëer kan word in ons lewe en dat ons sal gaan doen wat hy van ons vra elke dag. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons vandag vanuit u woord toegerus kon word, geleer kon word. Maar Here, dat u ons ook tot nuwe nadenke bring oor ons eie lewe. U roep ons vandag tot verantwoording. En Here, ons weet dat genade tyd verbygaan, want u woord leer dit vir ons. En daarom wil ons bid en vra, Here, dat u op 'n kragtadige wyse ook in ons gemeente, in ons harte, in ons kerk en in alle Christene in hierdie wêreld se lewens sal werk. Dat mense nie in 'n skyngeloof sal lewe nie. Dat mense nie hulle eie eer sal najag nie. Maar dat Christus verheerlik sal word in ons lewe. Dat Jesus die koning van ons harte en lewens sal wees. En dat ons oog op hom gerig sal wees in ons lewe. Dankie vir die Heilige Gees wat u uitgestort het. En wat wonderlike werk doen in ons lewens en in ons harte. Laat daar groot vrug wees in ons lewe, wat God verheerlik. En bevestig vandag u woord in ons harte, dat u koninkryk uitgebrei kan word, en u naam groot gemaak mag word in ons wêreld en in ons lewe. Ons vra al hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in Jesus Christus se naam. Amen.